Goeiemôre, broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanmôre. Ek sien die ysbere en die vakansiebeere loop rond. Is gaaf dat ons almal vanmôre in die naam van die Here bymekaar kan wees en hom ook so saam kan aanbid. Ons het enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Om mee te begin, ons maak met leedwese bekend die afsterwe van broer Johan Dassenwil se moeder die afgelope week. Ons dra vir broer Johan en suster Jonet en kinders op aan die sorg van die Here. Ons vra dat ons 'n oomblik staan om ons meelewing te betuig. Baie dankie. Dan wil ons ook baie geluk sê aan Johan en Johanay Willemse met die geboorte van hulle baba seentjie. Ons bid dat die Here hulle ook baie vreugde sal gee. Dan gaan ons ook vanmôre na afloop van die erediens gaan ons vir Thys en Karen en die kinders groet. Ons sien uit na die geleentheid. Ek vra dat julle my verskoon. Blykbaar moet ek in Barberton gaan preek. Maar ons gee dan geleentheid na afloop van die erediens vir Thys en dan ook sal broer Hannes sal die verrigtinge ook hanteer. Dan kollekte onder die diens is vir barmhartigheid by die deure vir die GKS Assistentasiefondse. Dan is daar nie aanddiens, katekisasie of koffiekroeg vanaand nie, dit is skoolvakansie. En dan welkom nuwe intrekkers en besoekers, ontmoet asseblief jou ouderling aan diens voor die preekstoel om lidmaatbesonderhede vorms in te vul. Dis broer Rolf wat daar agter die skerm sit. En dan wil ons ook meedeel dat aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is teen die bevestiging van broer Gerald Gad of broer Johan Hand nie, gaan ons vanmôre dan onder die diens hulle bevestig in die amp as ouderling. Dan het ons nog bestanddele en hande nodig by in die bos as u van die vermoë is om te kan kom help met een van die twee formate, asseblief doen so. Daar's ons ook 'n lys hier by die kombuis waar jy hulle name kan opskryf om te kom help by in die bos. Baie dankie. Ons raak net so 'n oomblik stil voor die Here. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam 'n loflied vir die Here, Skrifbreiding 1:2, daarvan die eerste en die derde vers, en dan bly ons staan om saam ons geloof te bely.
Ons bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof, as ons elkeen in ons hart saam bely, dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre saam na die wet van die Here as rigtingwyser vir ons dankbaarheidslewe. So ek lê weer die klem daarop, ons luister nie na die wet as 'n stel reëls wat ons moet nakom om gered te word nie. Ons luister na die wet van die Here as 'n riglyn vir hoe ons met ons lewe dankie sê vir die feit dat Christus aan die eise van die wet voldoen het. En daarom luister ons ook elke Sondag na die wet van die Here en ons doen dit vanmôre weer uit Eksodus 20 en ek lees vir ons saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarmee die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ek vra dat ons staan, dan sing ons saam die Onse Vader as antwoord op die wet van die Here en ook as gebed voor die skriflesing en die prediking.
Ons lees vanmôre saam met die woord van die Here uit 2 Konings 6 uit, 2 Konings 6, ons lees vanaf vers 8 tot en met vers 23. Ons luister saam na die woord van die Here. Die koning van Aram was in oorlog met Israel gewikkeld en het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op 'n sekere plek sou kamp opslaan. Die man van God het dan aan die konings van Israel die volgende boodskap gestuur: Pas op dat u nie na daardie plek toe optrek nie, want die Arameërs trek sintoe op. Gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur na die plek toe wat die man van God aan hom genoem het en hom voorgewaarsku het. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid. Die koning van Abraham het baie onrustig geword hieroor. Hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê: Ek wil van julle weet, wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israel? Een van sy offisiere het geantwoord: Nie een van ons nie, u majesteit, maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel, selfs wat u in die slaapkamer sê. Die koning van Aram het gesê: Gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang. Die koning is meegedeel, hy is in Dothan. Die koning stuur toe perde, strydwaans en 'n sterk mag daarheen. Hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan en toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaans. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord: Moenie bang wees nie, die wat by ons is meer as wat hulle is. Elisa het gebid: Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Toe die Arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid: Slaan tog hierdie mense met blindheid. Die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Elisa sê toe vir hulle: Dis nie die regte pad nie en dis nie die regte stad hierdie nie. Kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. Hy het hulle na Samaria toe gelei. Toe hulle in Samaria kom, sê Elisa: Here, maak hierdie mense se oë oop dat hulle kan sien. En toe die Here hulle oë oopmaak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, vra hy vir Elisa: Moet ek hulle doodmaak? Meneer, moet ek hulle doodmaak? Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak wat jy met jou eie swaard en jou pyl en boog krygsgevange geneem het? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Die koning van Israel het vir hulle 'n groot feesmaal gegee en nadat hulle geëet het, het hy hulle laat gaan, terug na hulle koning toe. Die bendes van die Arameërs het toe nie weer in die land Israel gekom nie. Ons lees tot sover. Ons fokusverse dan. Ons gaan fokus op verse 17 en 18. Elisa het gebid: Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien. En die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. En toe die Arameërs op hom afstorm, met Elisa tot die Here gebid: Slaan tog hierdie mense met blindheid. Die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons is bevoorreg om vanmôre aan die einde van ons reeks prediking te kan kom oor hoe ons vir Jesus volg. Ons het oor die laaste paar weke gewys op die wedergeboorte van 'n Christen, dat dit 'n gawe is en nie 'n prestasie nie. En vanuit wedergeboorte ontvang ons dan 'n nuwe identiteit en nuwe lewenskrag, waaruit ons roeping moet uitleef en ons kruis blymoedig moet dra. En vanmôre dan staan ons stil nie meer uit Petrus uit nie, maar vanuit die Ou Testament en die verhaal van Elisa en sy slaaf en die oormag van Aram. En ons gaan sien wat die gawe van geestelike sig is. Wat geestelike blindheid is en hoe ons genees word van geestelike blindheid. Eerste dan, wat is geestelike sig? Geestelike sig is 'n gawe van God, 'n uitvloeisel van 'n intieme verhouding met hom. Elisa was 'n man wat na in die Here geleef het, 'n man met besondere toewyding aan sy Here en met besondere
insig. En hierdie insig kan ons eintlik dan geestelike sig noem. Ons word daarmee gekonfronteer in die eerste 2 verse van ons teks waar ons lees dat die koning van Aram elke keer sy leer iewers heen stuur om te gaan kamp opslaan en elke keer as hy daar aankom, dan om een of ander rede dan weet die mense daar dat hy op pad is. En hulle is gereed en hulle ontruim dalk die area, hoe dit ook al mag gewees het. Maar dit is baie duidelik dat dit die koning pla. Nou, net so op 'n synnoot dat die Arameërs is wat ons vandag Sirië noem. Hulle lê so in noordoos van Israel, tussen Libanon en Irak, en nou het die destydse Arameërs kort Israel binnengetrek met strooptogte, vinnig ingegaan, klomp goed gegryp en weggegaan. En die Israeliete is so lam gelê. Al hulle middele is van hulle af weggevat en so op hierdie manier het hulle dan oorlog gevoer. En die Arameërs was suksesvol in hierdie poging gewees totdat Elisa uiteindelik op die toneel verskyn het. Nou dadelik verdink die koning sy eie mense, wie is dit wat hierdie inligting uitlek? Maar daar is niemand uit die Arameëse leer wat skuldig is nie, want dit is Elisa wat die gawe van God gebruik om te sien wat gaan gebeur. Dis insig. Natuurlik is die Arameërs dadelik bygelowig en sê, ja maar Elisa kan selfs weet wat jy in jou kamer sê. Maar dis nie wat dit is nie. Dis insig wat die Here hom gegee het in wat daar gebeur. En dis die eerste toneel en dit eindig met die koning van Aram wat vra, waar is Elisa? En dan antwoord hulle, hy is in Dothan, en dan sê hulle, okay, goed, gaan daarna toe. Nou die tweede toneel begin dan soos 'n tipiese vroegoggend in 'n huishouding. Mens kan jou eintlik voorstel hoe dat die jong slaaf besig is om die huis oop te maak en gereed te maak vir die dag, alles mooi skoon te maak, en toe hy sy kop by die deur uitsteek, toe sien hy hierdie oormag van perde en strydwaans wat hom omring. Kan jy jouself indink wat 'n insinking van gemoed jy moet beleef as jy jou kop uitsteek by die huis en dis wat jy sien? En natuurlike gevolgtrekking sal wees, is my laaste ure op aarde. So oormag sal 2 individue nie kan oorkom nie, daar is nie 'n manier nie. En dis ook waarvan sy reaksie spreek. Ons hoor hoe hy sê, ag meneer, wat gaan ons nou maak? 'n noodroep na Elisa, wat is plan B? Hoe gaan ons hier uitkom? Maar Elisa is kalm en rustig. Hy sê vir hulle, die wat by ons is meer as wat hulle is. En hy bid sy eerste gebed. Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien, en dan sien die slaaf, 'n oormag engele wat weer hierdie leer omring. Die slaaf se oë was oop vir fisiese bedreiging. Hy het nie moeite gehad om die fisiese bedreiging in te sien nie. Maar hy het nie die gawe gehad om in te sien dat hy wat by hulle is, meer is as die wat teen hulle staan nie. En dis die punt van geestelike blindheid vir soveel van ons. Is 'n onvermoë om die geestelike waarheid te herken. Dit is ook die punt van geestelike sig aan die ander kant. Dit is om die geestelike waarheid te herken en dinge te sien soos dit werklik is. Nou, hier wil ek vinnig net 'n onderskeid maak tussen wat is geestelike sig en wat is dit om die geestelike wêreld te sien. Geestelike sig is insig sodat ons die wêreld herken en dinge in perspektief sien. Om die geestelike wêreld te sien is om die geeste en die bose magte in die lig te sien. Die Here het ons deur die genade natuurlik blind gemaak vir hierdie geesteswêreld. En die enigste rede waarom daar mense is wat wel in die geesteswêreld kan intuur, is gewoonlik wanneer ons deur een of ander vorm van trauma daar 'n gat inkom in hierdie sluier wat die Here oor ons oë sit. Dit gebeur deur dinge soos Ouija board speel en glasie en so meer. Nou al hierdie dinge maak 'n gat in jou geestelike mondering sodat ons dan die geestelike wêreld kan sien. En as dit met jou gebeur het, weet net dat die Here dit nie vir ons wil hê nie, want die geesteswêreld is oorweldigend. En is vreesaanjaend. Bid dat die Here dit
van jou wegneem, bid dat die Here die sluier weer in sy plek sal trek. Maar goed, dis om die geesteswêreld te sien. Om geestelike sig, dis 'n gawe van God aan sy wedergebore kinders. Dis nie iets wat ons van nature het nie. Ons natuurlike instelling is geestelike blindheid. Dis wat ons natuurlik doen. Eerste kyk ons in die wêreld vas. Eerste kyk ons in die moeilikheid vas. Eerste kyk ons in die korrupsie vas. Eerste kyk ons in al hierdie goeters vas. Dis ons natuurlike ingesteldheid. Paulus was eers Saulus. En Saulus het die gelowiges vervolg. Hy het nie die waarheid gesien nie. Hy was geestelik blind. En dit het gekos dat die Here hom op pad na Damaskus toe fisies blind maak, om hom sy geestelike blindheid uit te wys. En dis hierna dat Saulus Paulus word, die man wat die waarheid sien en verkondig. Die Emmausgangers was blind vir Jesus, wat reg langs hulle stap, en hulle praat oor Jesus met hierdie vreemdeling, en hulle vertel vir hierdie vreemde man, maar wie is hierdie Jesus, en hy sou ons gered het, en nou is hy dood, en hulle kan dit nie glo nie, en dis eers nadat Jesus hulle vanuit die skrif wys, dat hierdie dinge moes gebeur het, met die Christus, dat hulle oë oopgaan om hom reg hier langs na hulle te sien. In Johannes 9 sit die blinde man met die disippels, en die disippels vra dan, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind is? Maar Jesus antwoord, hierdie man is nie blind as gevolg van sy eie of sy ouers se blindheid nie, maar hy is blind sodat die wonders wat God doen in hom gesien kan word. En dan bietjie later hoor ons hoe Jesus die volgende gesprek met die fariseërs het. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie kan sien, en die wat sien kan blind word. Party fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. En Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle ons sien, en daarom bly julle skuldig. Geestelike sig, geliefdes, is die vermoë vir iemand om die waarheid te onderskei van die leuen. Die fariseërs, die Saulus en die Emmausgangers het nog vasgehou aan die werkheiliging en die verwagting van 'n aardse Messias, iemand wat Israel gaan kom herstel en die Romeine op hulle plek gaan sit en Israel gaan herstel en na sy dae van glorie. Iemand wat Israel polities en militêr weer op die spreekwoordelike kaart sou sit. Dit was hulle idee van die Messias. Maar dis ook die leuen waaraan hulle vaskyk. Dan wanneer hulle geestesoë, wel ten minste Paulus en die Emmausgangers sin oopgaan, dan sien hulle die waarheid. Dan sien hulle Jesus vir wie hy is, dan sien hulle dat die verlossing nog nooit oor die aardse gegaan het nie, in terme van tydelike herstel nie. Nee, dit is 'n ewige verlossing na liggaam en na gees. En as hulle dit insien, dan gaan hulle oë oop. Om gelowig te wees is nie so maklik soos net 'n nuwejaarsvoorneme, nou gaan ek dinge beter doen nie. Dis nie net om op 'n skoon blaadjie oor te begin nie, dis nie soos jou pogings om gewig te verloor nie. Probeer en probeer tot jy die ding kry wat vir jou werk nie, dis nie hoe dit werk nie. Gelowig wees is die produk van 'n daadwerklike ingryping van God, wat nie net jou 'n beter lewe laat leef nie, maar jou totaal verander. En die ding wat verander, onder andere, is hoe ons dinge sien. En dis die gawe van geestelike sig. Die slaaf van Elisa sou baie van God geweet het, veral omdat hy so nou saam met Elisa, 'n man wat duidelik na die Here geleef het, gewerk het. Hy het geweet God bestaan, hy het geweet God is naby, maar hy kon dit nie insien nie. Hy kon nie verstaan nie. Maar die oomblik toe hy dit insien, danksy die genadegawe van God, wat sy geestesoë oopmaak vir die realiteit, toe gryp dit sy hart. Want dit wat abstrakt was, 'n idee wat Elisa vir hom verkondig het, word toe realiteit. En toe verander die realiteit waarin hy leef totaal. Hy het nie nodig gehad om weer die engele te sien of enigstens iets soos dit nie. Hy het geweet. Sy uitsig
op die lewe totaal verander. En dan tref die tek die teer, want dan skielik storm hierdie bende. En nou is die vraag, vertrou ek? En hierdie bende storm en al wat Elisa doen is hy bid, Here, slaan hulle met blindheid. En dis opvallend, die engele beweeg nie. Die engele gryp nie in. Hulle is die versekering. God se oormag is die versekering, maar hulle roer nie 'n vinger nie. Maar dit is 'n gelowige Elisa wat bid en vra, slaan tog hierdie mense met blindheid, en hierdie hele oormag word blind. Hierdie vreesaanjaende leer word deur Elisa en sy slaaf teruggelei na Samaria toe, soos 'n klomp skape agter 'n wagter aan. Mak soos lammetjies. Stap hy met hierdie oormag al die pad terug Samaria toe. En soos die mense van Sodom, wat die engele probeer aanrand het, met blindheid geslaan is, so is hulle met blindheid geslaan. Dit is wat die Here baie kere doen. Hy maak mense tydelik blind om hulle geestelike blindheid sigbaar te maak. Dit maak dit sigbaar dat so iemand blind is vir sy eie sonde, blind is vir die skoonheid en die mooiheid van ons Here, vir sy genade, blind is ook aan die ander kant vir sy eie blindheid. So die Arameese soldate volg net hulle bevelvoerder se opdrag uit. So waarom word hulle met fisiese blindheid geslaan? Waarom word hulle geestelike blindheid uitgewys? Kyk na die gevolge, geliefdes. Hierdie leer, klein leer, met blindheid geslaan, word in Samaria aangevat. Daar word vir hulle gewys hoe almagtig is God. Dat hy hulle met blindheid kan slaan, twee mense hulle kan lei, terug na die koning toe, na 'n oormag toe, wat hulle van kant kan maak, net hier en nou. En dan nog sy genade wys en sê, ons hanteer julle soos krygsgevangenes, gaan terug. En wat gebeur? Ons lees, en die Arameërs het nie weer gekom nie, want hulle weet, hulle staan nie net teen Israel nie, hulle staan teen die almagtige God, die skepper van hemel en aarde. Want jy sien, hulle moes sien dat hulle blind is, want hulle opstand was teen die almagtige God. Want as jy aan God se kinders raak, raak jy aan hom. En dit is wat hulle sien, as hulle oopgaan in die stad Jerusalem, omring deur 'n Israelitiese leer, met 'n koning wat hulle van kant sal maak. Hulle sien, dis hoe maklik dit is vir die Almagtige om hulle tot niet te maak. Twee mense lei hulle in Jerusalem in as gevolg van die Almagtige se ingrype, maar dis hy wat dit doen, hè? Ons moet dit onthou, dis hy wat dit doen. En dit maak dat hulle insien wie God is en dat hulle nie net teen mense staan nie. En so is ons dikwels blind vir die diepte van ons eie gebreke. Dat ons nie besig is om net beter weterig te wees nie. Dat ons nie net besig is om dinge te doen soos ons dink dit gedoen moet word nie, maar dat ons in werklikheid deur ons sonde in opstand is teen God, nie teen mense nie. Ons is besig met aktiewe rebellie wanneer ons in sonde leef en daarin bly. Ons is dikwels blind vir die skoonheid van sy genade, dat hy ons losgekoop en vrygespreek het, ten spyte van onsself, ten spyte van ons eie opstandige harte. Want hy het dit gedoen net ter wille van hom. Hy wat mens word, onder ons kom woon en die volle prys betaal, sodat ek vry kan wees, soos ons laas gesê het. Sodat ek met oop oë na die realiteit van geestelike en fisiese lewe kan kyk en die waarheid sien en kan sien hoe God se hand in alles is wat met my en rondom my gebeur. En dan is ons dikwels ook baie keer blind vir die feit dat ons almal blind is. Elke keer wanneer ons deur die tydelike oorweldig word, is dit 'n saak van geestelike blindheid. Elke keer wanneer ek met soveel selfvertroue in 'n ding ingaan en reken niks kan my stop nie, maar dan faal ek. Dis 'n produk van geestelike blindheid, want ek dink ek moet self.
Soveel keer wanneer ons dink, ek kan my eie potjie krap, elke keer wanneer ek dink, ek moet sorg vir alles wat ek nodig het. Elke keer wanneer ek dink, die oplossing is in die aardse, elke keer wanneer ek dink, alles wat aan die tydelike behoort, is die antwoord op hierdie seer in my binneste. As ek besig om geestelik blind te wees, en daarom moet ons bid, maak my oë oop, o Vader, trek my nader, gee dat ek die wêreld sal sien, in die lig van die waarheid van u woord. Want dit is net in hierdie lig, dat ons die waarheid kan sien, in die lig van Jesus Christus, die woord wat vlees geword het, wat vir ons die waarheid kom uitwys het, dat ons in die waarheid in die lig kan lewe. Dit is net die wat kan bely, dat hulle blind is, wie se oë oopgemaak word. En dit is wat 'n wedergebore Christen is. Iemand wat weet wie hy was, maar ook iemand wat weet wie hy moet wees, en besef dat hy net daardie mens kan wees, deur die krag van God en die leiding van die Heilige Gees. Mag ons geestesoë oop wees, om die wêreld te sien, soos dit werklik is, in die lig van God se woord, onder leiding van sy Gees. En mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Ons gaan nou daartoe oorgaan, dan om Amstra's te bevestig. Vra sommer broer Gerald en broer Johan so lank vir ons sal vorentoe kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle weet hoe ons nou verskeie male die name afgekondig het van ons medebroers wat as ouderlinge van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle ampt bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hulle voorgelê het nie, sal ons hulle dan nou in die naam van die Here in hulle ampt bevestig. En vir die doel moet u dan nou, broers wat bevestig gaan word, dan ook, en ook alle aanwesiges, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en die amptswerk van ouderlinge aanhoor. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderlinge, geliefde broers, word julle geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Julle opdrag as ouderlinge is dus die volgende. Julle moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, dat die sakramente heilig gehou word. Julle moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer, en u moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. U moet sorgvuldig let op die leer en die lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word, en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. U moet veral oor die leer en die wandel van die bedienaar van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. En dan moet u ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. U het gehoor wat die opdrag is, en ons vra u dan om opreg op die volgende vrae te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat hiermee in stryd is? Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig die leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe sou afwyk? Johan Hand, wat is op jou antwoord?
Gerald Gad. Mag die alvermoënde God en die Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan ouderlinge ywerig in die regering van die gemeente, wees wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte, gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En die geliefde gemeente, ontvang dan hierdie manne as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor die lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge in u gebede. Ek vra dat ons staan, dan sing ons graag vir hulle Psalm 134 vers 4 as seënbede. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat U hierdie manne deur U Gees gelei het om die roeping op te volg en ons bid U gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te kan verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle die genade om getrou in die diens te volhard en nie deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor U hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U seën kom. Ons dank U, Here, dat ons U woord het wat ook baie duidelik spreek tot elkeen van ons prakties in ons lewens. Ons dank U, Here, vir U woord en die Gees waardeur ons verryk word en toegerus word met geestelike sig, met insig om te kan sien waarop dinge werklik aankom. Vergewe ons, Here, wanneer ons so dikwels vashak in die aardse, in dit wat hier reg voor ons is. Wil U ons dan ook lei om verder te kan sien, om te kan onthou wie U is, en dat ons oog gerig moet hou juis op die begin en die volëinder van die lewe, dat ons moet kyk na hom wat reeds die wendpaal gehaal het, na ons koning en verlosser Jesus Christus. En dat ons so die lewe sal leef in die tydelike tentwoning waarin ons nou nog is. Met die oog gefestig op 'n ewige heenkome by ons Here. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde Seun. Amen. Ons gee nou geleentheid vir ons dankoffer en daarna antwoord ons met die sing van Psalm 40 verse 6 en 8. Ons ontvang die seën van die Here en dan sing ons die Amen. Ons gaan antwoord vanmôre met die sing van Psalm 40 verse 6 en 8. In die besonder wil ek wys op die woorde van vers 8. Laat wie U soek, o God, my hulp in nood. Met almal wat die huil ervaar en sielsangs en doodsgevaar, nou sing en sê, die Here alleen is groot. Al is ek arm, elendig, hy dink aan my bestendig. Hy is die Heer by wie daar redding is vir my. U is tot my hulp naby, my God, vertoef tog nie. Kom ons antwoord, Psalm 40 vers 6 en 8, daarna ontvang ons die seën van die Here, waarop ons met die Amen antwoord.
Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.